Goeiemôre my liewe vriende, ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Baie welkom by hierdie erediens vanoggend. Ek glo en vertrou dat die Here het 'n ontmoeting met ons gereël en dat hy hier by ons is. Want die Here sê in sy woord, waar twee of meer in my naam vergader, daar sal ek by julle wees. Ons skriflesing vanmôre, geliefdes, kom uit 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 15. En ek wil dit graag vir ons voorhou, want terwyl ons so sit, kom ons bid saam, vra dat die Here sy brood, sy woord vir ons sal oopbreek. Here Jesus, u diensknegt en u diensmaagd, sit vanmôre voor u met 'n verwagting om van u te hoor, om na u stem te luister, om na u vaderhart te gryp, sodat ons kan weet wat u vir ons wil hê, hoe ons moet lewe en wat ons op hierdie aarde vir u moet doen. Here, terwyl die woord van die Here so voor ons oop is vanoggend, vra ons dat u dit vir ons sal oopbreek, dat u dit diep sal plant in ons harte en dat u vir ons elkeen vanmôre sal seën. Ons loof en ons prys u vanoggend in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 15 sê vir ons die volgende: Volgens die genade van God wat aan ons gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit al is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. En as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Mag die Here sy geleesde woord aan ons elkeen ryklik seën. Liewe broer en suster, ons praat vanmôre oor 'n toets. Maar ek wil graag op 'n baie besondere manier begin, en daarom luister graag dan vanoggend. Goeiemôre liewe maatjies. Ag, dit is sommer lekker om almal van julle vanoggend hier te kan sien. So skuif bietjie nader aan mekaar, sommer so styf. En as jy koud kry vanoggend, vat daai kombersie en trek hom sommer hier op na jou ken toe. En ons gaan met oop oortjies vanoggend luister, want dit is storytyd. Ja, maatjies, vanoggend gaan ons 'n storie vertel. En die storie wat ek vanmôre vir julle gaan vertel is die 3 varkies en die nare bose ou swart wolf. Nou kom ons luister mooi, wat sê hierdie storie vir ons? Lank gelede was daar 'n mamma vark met 3 varkies. Ons weet nie waar die pa vark was nie, hy was seker gesuip gewees, daar saam met sy pelle by 'n bosbaar, maar oorgeset synde en desnieteenstaande, ons gaan luister vanoggend na die 3 varkies. Ja, maatjies, die 3 varkies het na hulle mamma toe gekom en vir hulle mamma gesê: Mamma, ons is nou mooi groot en ons het besluit
Ons wil op ons eie voete staan en ons wil ons eie paadjie loop vir oggend. En daar groet die 2-3 varkies vir mamma vark en net so voor hulle by die deur uit is, toe hoor hulle mamma vark sê: "Dit is goed so my kindertjies, maar julle moet pas op vir die nare, bose ou swart wolf hoor." "Reg so mamma, tata, mooi bly." En daar is die 3 varkies uit die huis uit. Die eerste varkie, hy het toe sommer onmiddellik besluit om vir hom 'n huisie te bou. En hy het sy huisie van strooi gebou. Hy het nie veel gedink oor die veiligheid nie, want hy wil net speel en ontspan. So vinnig as wat hy hierdie huisie gebou, dan kan hy speel en ontspan. So hy kry toe 'n harde stuk rots en hy begin toe nou sy strooihuisie te bou. En vinnig is hy toe klaar en toe sit hy lekker en TV games speel. Die tweede varkie het 'n bietjie meer tyd geneem en hy het vir hom 'n houthuisie gebou. Hy onthou nog mamma se woorde net voor hulle so by die deur uit is om vir hom te sê: "Onthou die nare ou bose swart wolf wat net daarop uit is om varkies te vang en op te eet." So hy het 'n bietjie meer moeite gedoen en hy het 'n bietjie sterker en 'n meer stabieler huisie het hy gebou van hout. En hy het geweet, daar is dinge in die wêreld wat hom kan bedreig en hy wou voorberei daarop wees. En gou was sy huisie ook klaar en het hy lekker in sy houthuisie gesit en vir hom 'n potjie sop gemaak met 'n broodjie. Die derde varkie, hy was die slim varkie gewees. Hy was die mees sorgvuldige van almal gewees. Hy het besluit om sy huisie van bakstene te bou. Hy het hard gewerk om seker te maak dat sy huisie sterk en veilig was. Want hy het ook vir sy boeties gewaarsku om sorgvuldig te wees en nie net vir plesier en vir die oomblik te leef nie. Nou maatjies, op 'n dag, die loer hier agter die groot bos uit. Die nare ou swart bose wolf en sy mond het sommer so gekoil vir hierdie vet speenvarkies. En die wolk het daar gekom en hy het toe by die eerste varkie se huisie gaan staan en geklop en gesê: klein varkie, laat my binnekom." En die varkie het onmiddellik geweet, dit is die nare ou wolf. En hy het gesê: nee, ek gaan nie. En toe sê die wolf met 'n diep stem: "Maak op die huisie of ek blaas die huisie om. Maak die deurtjie oop." En terwyl die varkie protesteer daar aan die binnekant, toe blaas hy en hy blaas en hier is die hele strooihuisie omgewaai. En hierdie varkie hol en hy hardloop daar na sy boetie se houthuisie toe. En uit asem kom hy daar en sê: Boetie, maak oop, die wolf wil my vang." En dan maak die deur toe en daar sit die tweeetjies binne in die houthuisie en hier kom die wolf en hy klop en hy sê: "Varkies, maak op die deurtjie of ek blaas hierdie huisie om." En hulle albei skree met hulle stemmetjies: Nee, jy gaan ons opeet, ons sal dit nie doen nie." En die wolf sê: "Dan blaas ek hierdie huisie om." En hy haf en hy paf en hy blaas met 'n sterk asem en dan blaas hy die huisie om. En die twee varkies hardloop en uiteindelik kom hulle by die boetievarkie wat die steenhuisie gebou het. En die boetievarkie laat hulle in en hy sluit die deurtjie en hier kom die wolf. Hy vra presies dieselfde en ons ken die storie.
Hy blaas en hy blaas en hy blaas en hy kon nie hierdie huisie omwaai nie. En uiteindelik toe maak hy 'n plan en hy probeer by die skoorsteen inklim en die varkies het toe 'n warm waterpot gemaak en die wolf het binne in hierdie warm waterpot geval. Dit is ons storie vir oggend. Maar daar is eintlik 'n ander storie. My liewe vriende, nou dat ons hierdie storie gehoor het, hoe bou jy jou huis? Spreuke 24 vers 3 sê vir ons, daar is 'n verstand nodig om 'n huis te bou, insig om sy fondamente te lê. Nou julle sal met my saamstem dat die storie van die 3 varkies gaan oor om 'n huisie te bou. Maar hierdie gedeelte wat ons gelees het in 1 Korinte 3 praat ook van bouwerk. Maar die geleerdes stem saam dat dit nie hier gaan oor 'n letterlike bou van 'n huis nie, maar dat dit eintlik figuurlik verstaan moet word. Hier gaan dit oor die hoe 'n mens die huis bou. Hoe bou ons 'n huis of 'n familie of 'n kerk? 'n gemeente, 'n gemeenskap van gelowiges, 'n plek waar gelowiges bymekaar kom om 'n verhouding met mekaar te hê met een doel voor oë, en dit is Jesus Christus waarop die fondament gebou is. Nou Psalm 127 gee vir ons 'n leidraad wat sê, as die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs. Nou ons weet onmiddellik wanneer ons dit hoor dat die Here is die argitek. En daarom wanneer daar 'n huis gebou word of 'n gemeente of 'n gemeenskap van gelowiges of 'n biduurgroep of waar ook al mense bymekaar kom, dan moet ons Jesus se plan volg en dit is die Bybel. En daar is 3 bestanddele, hoofbestanddele, wat God vir die bou van 'n familie of 'n kerk gebruik om te verseker dat dit staande bly, en dit is geloof, met ander woorde om op hom te fokus, liefde om vir mekaar te sorg en laastens ook hoop, wat beteken ons mag nooit die handdoek ingooi en om op te gee is nooit 'n opsie nie. Ongeveer 50 jaar nadat Jesus Christus, of in die jaar 50 na Christus, nadat Jesus Christus gekruisig is, opgevaar het, opgestaan het, opgevaar het na die hemel, en waarin die Heilige Gees ook uitgestort is, en daar 'n verskriklike vervolging onder die disippels van die Here gekom het, en hulle oral versprei is, toe het Paulus, wat toe ook die naam Saulus gehad het, nadat hy Jesus op Damaskus ontmoet het, het Paulus in Korinte in sy tweede sendingreis, tydens sy tweede sendingreis, het hy daar 'n gemeente begin, of 'n huiskerk begin, of hy het daar 'n gemeente gestig. En hy het ongeveer 18 maande lank het hy hierdie gemeente bedien, self bedien, en het hy gepreek, en het hy die fondasie van Jesus Christus se koms na hierdie aarde toe, en sy woorde en sy werke, het hy aan die mense verduidelik. Hy het die fondasie daar vir hulle uitgespel, omdat hulle nog almal jong gelowiges was. Saam met hom was Aquila en Priscilla, 2 purperverkoopsters gewees, en na die 18 maande, toe het Paulus terugvertrek Palestina toe, en was daar 'n man gewees met die naam van Apollos, wat hom as geestelike leier van die gemeente opgevolg het. Tot dusver was dit nog goeie nuus gewees. Tydens Paulus se verblyf in die Efese,
was daar iemand met die naam van Chloe, en haar mense het vir Paulus kom vertel dat daar in Korinthe, daar by daardie gemeente wat hy gestig het, 'n persoonlikheidskultus ontstaan het. Alhoewel Apollos 'n begaafde prediker was, en sy bedieningsstyl was baie positief geïnspireer, was hy baie charismaties gewees in sy optrede. En hierdie persoonlikheidskultus, die gemeente het eerder na die charismatiese sprekers as na sy woord geluister. Maar dan het dit oor allerlei ander goede gegaan as die ware woord van die Here Jesus wat Paulus daar probeer vestig het. En dit het die mense in hierdie gemeente in groepe verdeel. En ongelukkig was Paulus en Apollos se aanhalings die voorbokke van hierdie verdeeldheid gewees. Is dit nie waar dat daar gesê word dat as twee boere op 'n eiland uitspoel, binne die eerste 2 weke is daar 9 verskillende kerke en 5 verskillende politieke partye. Kan jy sien die aanslag van die wolf, die duiwel, wanneer daar iets goeds vir Jesus gedoen word? Nou, my liewe broer en suster, Paulus skryf toe 'n brief ongeveer in die jaar 54-55 aan die gemeente in Korinthe, en hy sê vir hulle, ek is baie bekommerd. Die grondwaarhede van die skrif in hierdie gemeente wat ek gevestig het, is nie wat dit was nie. Nou, daar was nie net hierdie charismatiese bediening nie, daar was egter 4 ander groepe in die gelowige gemeenskap van Korinthe gewees wat afgestig het. Die Apollos groep, wat hierdie charismatiese opgewonde evangelie gehou het, en dan was daar die Paulus groep, wat 'n kalm, geberedeneerde uitleg van die woord van gehou het, en dan was daar Sefas gewees, Sefas groep wat vasgehou het aan hoe dit in die verlede was, die sogenaamde, dit wat hulle geleer het toe hulle nog saam met Jesus geloop het. En dan die laaste groep was gewees die sogenaamde Christusgroep, wat hulle self as beter as ander beskou het, omdat hulle geestesgawes beoefen het. Nou, hierdie groepvorming rondom die gemeenteleiers het 'n bedreiging vir die gemeente ingehou. En so gebeur dit ook vandag. Daar is soveel verskillende kerke, daar is soveel verskillende nuances op die bediening, dat 'n mens so versigtig moet wees van hoe elkeen van ons, waar ons ook al is, hoe ons bou. Net soos daar 'n bedreiging vir die kerk vandag in Hebreë, wat vandag vir ons dit inhou. Nou my liewe broer en suster, dis hartseer om te sien hoe kerke uitmekaar uitskeer. Dis hartseer om te sien hoe mense kerke se deure toemaak vandag. Dat daar geen groei meer in die kerke is nie, dat daar geen bekerings meer kom nie. En Paulus skryf hier in 1 Korinthe 3. Hy sê, dit gaan oor die ek-fundament. Nie die Christus-fundament nie, maar dit gaan oor die ek-fundament. En hierdie ek-fundament beteken dat kerkwees vir mense vandag gaan oor sit, wag en ontvang, terwyl hulle fokus op wat hulle as verkeerd sien net kan uitwys. Baie mense sê, ek sal 'n erediens bywoon as die boodskap van die predikant my pas. Ek sal help by die diensgroep as en wanneer dit my pas en wanneer ek tyd het daarvoor. Nou hierdie is 'n selfgerigte houding wat teenoorgesteld is van die houding wat Jesus op hierdie fundament van kerkwees bou.
Die kerk vir baie mense vandag het 'n luukse restaurant geword, waar ek maar net kan inkom, van die spyskaart kan kies om te eet en te wag dat my behoeftes aangespreek word. Die predikante en die ouderlinge en die diakens en ander lidmate, hulle is die kelners wat my moet bedien. En net daar is om my behoeftes te bevredig. Dis daarom wat Paulus aan Korinthe skryf. En hy praat oor hierdie ek-fundament. En hy sê, vergeet van dit wat vir my belangrik is. Of van die wat ander doen of wat ander sê. Ons moet weer opnuut fokus op Jesus Christus as die fundament. Die Here stel belang of ek aan sy kerk gebou het, omdat Jesus vir my die belangrikste is. Ek vra die vraag vanoggend, my liewe broer en suster, kom ons kyk na ons eie lewe op hierdie stadium. Met wat bou ek en hoe bou ek? Daar waar ek in my daaglikse werk, in my daaglikse arbeid, met my inkomste, met my gawes en talente, sit wat die Here vir my gegee het. Hoe bou ek op hierdie fundament? En onthou, die 3 varkies het elkeen op harde rots gebou, so hulle het 'n fondasie gehad. Maar dit wat hulle daarop gebou het, dit het saak gemaak. Die eerste varkie was van strooi gewees. Die ander varkie was van hout gewees. Ander varkie was van bakstene gewees. Nou die Bybel sê vir ons dat in hierdie teksgedeelte dat ons moet regtig nadink daaroor of dit nou goud of silwer is waarmee ons bou, of strooi of wat ook al, edelgesteentes. Die Here kom en hy sê vir ons, daar gaan 'n dag kom waar jou werke getoets gaan word en waarop jy dan 'n loon gaan ontvang, 'n prys gaan ontvang van die Here af, 'n kroon gaan ontvang. Maar hier gaan dit nie net oor die kroon wat ons gaan ontvang nie. Vandag is dit nog so, die oomblik wanneer ons net gaan oor my eie ek, nou ontstaan daar groepvorming en mense raak afvallig van die kerk. Dan is dit ek teenoor jy en ons teenoor julle. En is dit nie maar so nie, jy sal met my saamstem. Hoeveel kere in die geskiedenis het die kerk geskeur teenoor wit en bruin, bruin teenoor swart, swart teenoor wit, arm teenoor ryk. Die resultaat is huwelike wat verbrokkel, huisgesinne wat opbreek, samelewingsstrukture wat in duie stort, geboue word afgebrand, menseregte word vertrap. En hierdie delikate verhoudings waarin so hard gewerk is, word in 'n oogwink vernietig. So verdeel 'n kerk of 'n gemeente ook in groepe. Die een groep sê ja en die ander groep sê nee. En dan ontstaan daar konflik tussen die lidmate en lei tot vermindering van die getalle en uiteindelik ook tot skeuring. Die Here sê vir ons, Jesus Christus is die fundament waarop alles gebou word. En wanneer ek op hierdie fundament bou, met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand, en dat ek die Here lief het met alles en my naaste soos met myself, dan kan die stormwinde van die wolwe kan maar teen die gemeente ruk en pluk. Maar dit sal bly voortbestaan, omdat die fundament op rots is, en dit is op die Here Jesus Christus. Niemand kan my as gelowige uit die hand van God uitruk nie, want hy is my herder. Hy is my vreugde.
En daarom kan ek hom met ander mense deel en kan ek diensbaar wees en 'n voetewasser wees in God se kerk wat op die fundament gebou is. Want Jesus Christus het met sy kosbare bloed betaal daarvoor. Ons dink vanoggend oor hoe lyk ons bouwerk? Bou ek op my eie behoeftes of bou ek op Jesus Christus as die fundament? Nou my liewe broer en suster, daar is verskillende soort materiale waarop vakmanne 'n gebou kan oprig. En so is dit ook in die geestelike wêreld. Die gehalte van die werk sal getoets word. Of dit met dankbare liefdesdiens gedoen is soos Christus se offer, of dit net met menslike wysheid gaan en om vir myself roem te verwerf. Dit gaan op die einde van die dag, sê die Here, gaan dit deur vuur getoets word, deur die vuur van God self. En dit is so, dat baie mense, baie predikers, begin op hierdie fondasie bou. Hierdie fondasie van, ek kom tot bekering, ek kom tot wedergeboorte, ek gee my hart vir die Here, en dan later van tyd, dan kom die duiwel, die bose wolf, en hy blaas hier op my huisie, en dit veroorsaak dat my wêreld op daai oomblik in duie stort, en dan hardloop ek na allerhande ander goede om myself te beskerm, tot ek uiteindelik 'n plek vind waar ek gekoester en veilig is, daar in die derde varkie se huis. Is jy in die regte kerk vanmôre? Is jy in die regte verhouding? Wat se werk doen jy? Wat se bouwerk doen jy aan hierdie gebou, hierdie geestelike gebou, hierdie tempel waarin die Heilige Gees woon? Is ons nog op die regte plek waar die woord van God, die fundament van Jesus Christus suiwer verkondig word? En wat se loon gaan ek eendag ontvang van die Here? Ons weet dat goeie werke ons nie kan red nie. Net die genade van die Here. Daarom sê die Here hier, hy sê, dit sal deur vuur getoets word, maar ek sal die mens red deur my genade. Daar is net een manier hoe ek en jy gered kan word, en dit is deur die soenverdienste van Jesus Christus. Paulus waarsku ons en hy sê dat ons bouwerk moet wees op die fundament. Dit moet pas by die gekruisigde en opgestaande Christus, wat homself verloon het en so die sonde oorwin het. So moet ek en jy ook elke dag selfverlonend wees. En dan weet ons dat die Here op die oordeelsdag sal daar wees 'n toets wat ek en jy elkeen sal moet deurgaan. Hoe bou jy jou huis? Ons moet dit verstandig doen, sê die Here, want dit kos verstand en insig om op hierdie fundament te bou. Dit kos liefdeswerk, dit kos toewyding, dit kos moeite van my kant af. Ek kan nie net sit en wag. Ek moet as ware met ek self na vore kom ook en sê, Here, wat kan ek vir u doen om hierdie gemeenskap van gelowiges op te bou? 'n Gelukkige gesinslewe kom nie van self nie. 'n Mens moet daarvoor hard werk. Dit is soos 'n huis wat jy bou. Alles moet netjies beplan word. Baie dinkwerk is nodig om dit 'n lekker plek te maak. Fyn smaak is nodig om dit mooi te maak. En nou my liefstes, die Here kom ook na my en jou toe en hy sê nie net vir my dat ek gaan jou toets nie. Maar die Here kom en hy sê ook dat ek wil hê jy moet my toets.
Jy met my as God toets ook, want ek loop die pad. Ek loop die pad voor jou uit. Ek stel die voorbeeld. En dit is wat Jesus dan ook gesê het. Toets my. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir jou sal oopmaak nie. Maleagi 3 vers 10. En hier gaan dit oor offergawes, oor wat ek kan gee vir die Here. Die Here het 'n blymoedige gewer lief. Die Here sê, toets die krag van my woord. Glo ek en jy nog dat die woord van die Here, die onfeilbare, vaste woord van die Here is? Of bou ek ook my godsdiens op tradisies en kulture en handeklap en opspring en praat in die gees, wat alles baie mooi is en baie Bybels is ook baie keer, maar dit kan ook vals wees. Solo fide, solo gratia, solo scriptura. Die Here sal ons geloof toets. Die woord van die Here sal dit toets. Want dit is alleen die genade van die Here wat red. Die krag van sy woord in jou lewe. Maak jy staat op die beloftes wat die Here vir jou gee. Die Here sê, toets my getrouheid. Of ek getrou is om in elke opsig van jou te voorsien. In alle omstandighede. Die Here sê, toets die impak van jou gebed. Glo jy werklik dat wanneer jy iets vir my vra en jy vertrou my en jy glo my, dat ek jou gebed sal beantwoord? Toets my vermenigvuldiging en seëninge oor jou. Glo jy werklik dat die Here jou sal seën en dat hy jou grondgebied sal vermenigvuldig wanneer jy in geloof en hoop en liefde op hom bou? Die Here sê, toets my beloftes oor jou, dat ek dit waar sal maak. Toets die waarheid van saai en maai. Dit wat jy saai in die koninkryk van die Here, is dit 'n waar woord dat die Here sê, dat ek sal jou terugbetaal, en ek sal jou meer betaal, jy sal voorspoedig wees. Toets die salwing wat ek oor jou lewe het, wat julle verbreek het, maar die salwing wat van God toe kom is ewig. Toets die dinamiese beginsels van sy woord, sy voorsiening en sy sorg, en selfs in jou siekte. Toets my dat ek die God van genesing is en beskerming is. Toets my wysheid en insig in elke besluit oor jou lewe. My woord is gereed om soos 'n sneeubal en 'n goddelike oes vir jou in te lewer. Jou denke sal vernuwe word. Daar sal 'n goddelike momentum in jou lewe kom en daar sal deurbrake kom wat jy my sal eer. Jy sal op 'n punt kom van you've reached a point of no return. Die Here Jesus is getrou. Dit is ek wat dit doen, sê die Here. Want ek is by jou elke oomblik van jou lewe. Kom ons kyk bietjie na die verhaal van hierdie 3 varkies en ons vra vir onsself, en ons word eerlik met onsself vanoggend. Waarmee bou ek? Hoe bou ek? Met watter gesindheid bou ek? Met watter dankbaarheid bou ek? Met watter offerdiens bou ek? En sal dit die toets deurstaan wanneer die Here kom met sy vuur eendag? Mag die Here hierdie woord aan jou ryklik seën vanoggend en mag jy vanoggend sê, Here, en dit is wat Psalm 26 vers 2 ook sê. Die Psalm sê, toets my Here, keer my, ondersoek
my deur en deur. Kom ons bid saam. Here Jesus, vanmôre het ons in ons eie gemoed, in ons eie gees, in ons eie siel 'n toets geskryf. En soos wat ons luister na u woord en waar u die fondament gelê het en ek kyk terug in my lewe hoe ek u ontmoet het, waar ek u ontmoet het en wat u toegevoeg het in my lewe en waar ek op die oomblik is, hoe ek bou. Ons vra onsself die vraag af, Here, is u tevrede met my lewe op hierdie oomblik, met my bouwerk? En wanneer u nie tevrede is nie, Here, wanneer hierdie vuur van die waarheid van u woord my ou struktuurtjies wat ek bou verskroei en verbrand, dan steek ek my hande uit en ek sê, Here, red my, help my om te bou op die fondament van Jesus Christus. Seën my lewe, Here, ek wil u elke oomblik van elke dag wil ek u toets, u goedheid en u guns oor my lewe. Seën my boeties en my sissies vanoggend, elkeen wat luister na hierdie woord, seën hulle, Here, 'n grondgebied, hulle finansies, seën hulle pogings wat hulle aanwend om te bou. En wanneer ons eendag voor u staan, dat u ook vir ons sê, goeie en getroue dienskneg en diensmaagd, oor min het ek jou aangestel, oor veel was jy getrou gewees. En dankie dat ons die kroon van die lewe, die ewige lewe kan ontvang, op grond van die werke en die woorde en die dade en die liefde van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons gaan 'n laaste lied saam sing en dan gaan ons so uit mekaar uit vanmôre. Daar is my liewe vriende, baie dankie dat jy vanmôre hier was. Mag jy geseënd wees in hierdie week wat kom en mag die Here elke gebed en elke verwagting van jou vervul. Hoop regtig dat jy 'n mooi week het.